Radio Pulpit, 657 AM. Dis so lekker om jou te kan gesels en ek is baie lief vir die Ou Testament. Ek nooi jou uit, kom saam met my en kom ons kyk 'n bietjie wat gebeur in 2 Kronieke 12. Ek wil net eers sê, Vader, ek sit my hand op hierdie woord en ek bid in die naam van Jesus, dat U nou voor ons uitgaan en dat U en elkeen wat ooit hierna sal kyk, sy hart sal aanroer dit wat U plan is, volgens hierdie skrif en die gedagtes wat ek hier deel. Asseblief, Vader. Ek vra dit in die naam van Jesus. Amen. Ek lees uit 2 Kronieke 12 vers 1 en dit gaan hier oor koning Rehabeam en die keuses wat hy gemaak het. Hy was koning oor Israel en hy het in Jerusalem gebly en daar staan van hom geskrywe in 2 Kronieke 12 vers 1 en toe Rehabeam die koningskap bevestig het en hy sterk was, het hy die wet van die Here verlaat. Ag nee, regtig, dit staan hier. Nadat sy koningskap bevestig is en hy sterk was, het hy die wet van die Here verlaat en die hele Israel saam met hom. Hoe hartseer is dit? Weet jy dat hy het op God se bevel en op God se hulp en inspraak het hy gekom waar hy was en toe hy daarbo uitkom. Toe besluit hy, ag nee wat, ek gaan my eie ding doen. Hoorie, voor ons nou verder praat oor Rehabeam, vir hoeveel van ons is dit waar? Baie keer is dit ons stryd wat ons aan die gang hou en ons woeker en ons werk en ons kom uiteindelik daar. En dan? Wat gebeur? As ons nie meer stryd het nie, is dit dan nou die stryd wat ons aan die Here vashou? Hoekom moet 'n mens, as jy dan al jou moeilikheid onder jou voete gesit het, moet 'n mens dan van God vergeet? Maak asseblief hierdie woorde in jou hart vas. Rehabeam, toe hy sterk was, het hy die wet van die Here verlaat en die hele Israel saam met hom. Nou wat gebeur toe? Sisak was toe koning van Egipte en hy kom val Israel binne. En hy bring met hom 1200 strydwaans en 60.000 perderuiters. Nou om dit bietjie in perspektief te plaas gou hierdie 60.000 by Loftus en kyk hoeveel mense op perde was dit gewees wat saamgekom het. En hy het ook 'n ontelbare getal manskappe wat saam met hom uit Egipte gekom het. Libiërs, Kusiete en Sukite. 'n Klomp mense, nie net Egiptenaars nie. Hier kom hulle almal. En hulle kom val vir Rehabeam aan en hulle val in Jerusalem in. Hulle oorwin. En weet jy, hulle verwyder al die skulde wat Salomo laat maak het van goud. Sjoe, geen mens weet wat toe daarvan geword het nie, maar hulle is aan my voort. En hoor wat wil ek dan nou nog vir jou lees. Want jy sien, Rehabeam was 40 toe hy koning geword het. En hy het 17 jaar regeer. Maar, daar staan van hom geskrywe in 2 Kronieke 12 vers 14. En hy het gedoen wat verkeerd was, want hy het nie sy hart gerig om die Here te soek nie. Dis 'n verskriklike belangrike sinskonstruksie hierdie. Hoor 'n bietjie. Hy het gedoen wat verkeerd was, komma, en dan. Want hy het nie sy hart gerig om die Here te soek nie. Wie om God te soek, gebeur nie vir ons vanself nie. Ons moet ons daarop instel. Ons moet ons hart rig daarop, om God waaragtig te soek. Waar is my en jou se hart? Beland ons hart nie net te maklik op ons volgende heerlike uitdaging, of my oulike kinders, of al ons goed wat ons het, ek moet dit beskerm. Daar's so baie dinge wat ons hart
so in beslag kan neem, dat ons nie eers onthou om ons hart te rig daarop, om die Here God te soek nie. Vader, dankie dat ek kan vra in die naam van Jesus, dat U elkeen van ons nou in ons binneste wese gryp. Vader, help ons, leer ons wat dit van my vra, om my hart op U te rig, sodat ek U kan soek. Help ons om dit te doen, totdat ons dit reg kry, om U werklik waar toe te laat, om in ons hele lewe te regeer. Ons begeer dit, Vader. Vergewe ons, dat ons soos koning Rehabeam so maklik vergeet. Help ons, dat goed ons nie sal afrokkel, en dat ons die pad sal byste raak nie. Ek vra dit in die wonderbare naam van ons Messias, Jesus, wat die Christus is. Amen. Download the Radio Pulpit app on your phone and be in contact with your daily companion 24 hours a day.